En op ouderdom 95, ek wil sê Corrie en Kobus, die kinders en julle aangetrouwdes, en dan ook die stiefkinders, wat Jorie wat hier is, en ook hulle wat nou elektronies kyk, het ek en Jorie so gepraat, dat ek die kleinkinders ook noem, toe sê ek nie, op ouderdom 95 gaan dit ons 1/2 uur bezig hou. Dit is eintlik 'n wonderlike ouderdom, geseënde jare wat sy gehad het. Die Here sê op 'n punt, dis iemand met wie hy tevrede is, wat so 'n hoë ouderdom bereik. Ons dink nie altyd so daaraan, maar goed. Julle hartseer is nog net so groot. Mens moet tot sien sê, sy was altyd daar. En 'n mens is 'n mens, dit is 'n persoonlikheid, dit is iemand wat saam met jou leef en deel van jou lewe is. So baie sterkte vir julle. Ek het deur hierdie briefies gelees en dan besef die mens daar soveel liefde en sorg in, wat die mens eintlik verwonderd staan. Ek wil vra dat ons ons oë toemaak en dat ons die Here aanroep vir hom vra om self te wees te wees. Kom ons bid gesê. Ons kyk op na die berge en 'n mens wil sig en vra, waar sal ons hulp vandaan kom? En dan weet ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit die werk van sy hande sal laat vaar nie, en wat trou bly tot in ewigheid. Here, en daarom vra ons, dat die genade, barmhartigheid en vrede by ons sal wees. U is die drie-enige God, as Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons gaan na 'n lied luister, ek wil julle nooi en sê, as jy wil, as jy welkom om saam te sing, nader my God by jou, ons ken almal om, kom ons kyk om op YouTube, en as jy wil, is jy werkelijk welkom om saam te sing. Psalm 23, en dis van daai tekste in die Bybel, wat jy lees as jy bly is, en lees as jy hartseer is, lees as jy nie weet wat om te lees nie, en dan lees jy hom nog 'n keer. En dan ken die mens hom later, en veral soos die Bybelvertalings geloop het, dan kom ek by mense en sê, nee, ek onthou nog die 33 vertaling, enkel is onthou nog die vroeëre vertaling. En dan besef jy mens, dis 'n psalm wat deel van jou wese raak. Maar voor ons dit lees, kom ons bid gou saam. Here, as ons ook bid en vra nader aan ons, dan wil ons vra dat U deur die Heilige Gees by ons sal wees. Dat U deur die Heilige Gees sal fluister in ons gemoed, dat U met ons sal praat vanuit die woord en van deur die Gees, en gee vir ons ook die vermoë om te kan luister. Ons is regtig hartseer. Aan die een kant sê ons dankie vir 'n vol lewe, en aan die ander kant besef ons om tot siens te sê, is nooit ooit lekker nie. Daarom vra ons dat U vir ons sal wys dat U hier is, maar dat U ons ook sal troos, en dat U saam met ons sal staan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons goeie Herder. Amen. Kom ons lees Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.
Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by water waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal in die huis van die Here wees tot in lengte van dae. Wat 'n mooi gedeelte, né? En dan vandag dalk bietjie meer spesifiek vir ons, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. As 'n mens dink aan Dawid se grootword jare, en Dawid het heel waarskynlik eintlik verseker hierdie psalm geskryf. En jy dink aan hierdie jong klein ouetjie, hy was die jongste van die hele familie. So hy moes altyd die slegste werk doen, so hy moes saam met die skape loop, hy moes saam met hulle slaap, hy moes hulle oppas, en hy het sy planne gemaak. Hy vertel so ietsie in die Bybel en die tekste lees ons daarvan. Dan besef jy, hierdie klein jong man, wat ook maar bang was ook maar 'n groot verantwoordelikheid gehad het. Wat het hy gehad? En hy het hierdie verskriklike diep belewenis met God gehad. Al was hy 'n groot soldaat, en al was hy later 'n koning, is hierdie verhouding tussen hom en God is baie heg, baie intiem, baie persoonlik. En dan met elke keer wat hy deur doodsgevaar was, elke keer wat hy ontberings deur is, elke keer as hy daar alleen in die veld is en hy begin verlang, jy hoor iets van dit in Psalm 23 en dan sien jy, dit vertel van sy lewe. En ek dink dit is hoekom ons so maklik assosieer met Psalm 23. Dit is vir al die seisoene in die lewe. Soos jy groter word dit net al meer deel van jou lewe. En ek wil julle uitdaag, as jy eendag lus is, né, sit jy Psalm 23 so op 'n stuk papier, en dan skryf jy so uit Psalm 23 jou hele storie neer. En dan sien jy hoe passe in, en dan dink jy, wow, kan dit waar wees? So groot, so mooi. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Al worstel ek deur donker dieptes, al beleef ek pyn en swaar, en ek dink, Tannie Marie op ouderdom 92, was dit verseker al so, ek het ouma Suster geken, haar noemnaam was Suster. En ouma Suster het gesê, ek dink die Here het my vergeet. Baie diep verhouding met die Here gaan, maar ek dink Tannie Marie het ook al hier op 'n punt gesê, moet ek dalk net weer my GPS punte vir hom stuur. Maar dat hy sê, 'n pad gestap het met die Here. 'n Pad van pyn, pad van, ek weet nie nou wat nie, 'n pad van onvervulde beloftes, wat ek nou weet, dit gaan net nie weer gebeur nie. En dan sug en sê, maar by God is ek veilig. Daar kom nog steeds die donker dae, nee, dat ek kan sê, by God is ek veilig, jaag nie die donker dae weg nie, hulle kom daar, maar in die donker dae, hou ek vas aan hom, en dan besef ek eendag op 'n slag, maar weet jy wat, dis nie net ek wat aan hom vashou nie, dis eintlik hy wat my vashou, baie meer as wat ek ooit kan bid of kan. 'n betroubare Here, 'n Here wat altyd by ons is. Dawid vertel ietsie wat die Hebreërs skrywer later ook sê, wat ons as gelowiges vat, en dit is, dat ons sonder die Here Jesus nooit die volleinding sal kan beerf. Dat hy aarde toegekom het, en dat hy vir ons die pad gestap het. Dat hy op punt kom, dat ons vandag kan sê, maar Jesus het voor ons deurgestap, hy was self ook in die donker gaan, en hy het daar deurgestap, en hy het die hek vir ons oopgemaak, het die Marie vir ouma oopgemaak, vir my en vir jou oopgemaak, sodat ons ook kan wees waar hy is. Sonder hom sal ons nooit die volleinding bereik nie. En dan is dit lekker om te sê, maar hy is my herder, selfs in droefheid, selfs in diep verlies, of soos dit in die gedeelte staan, donker dieptes, die dal van doodskade weer. Ietsie daarvan verstaan 'n mens, né? As jy deur hierdie diep donker gat gaan, en jy besef, iets in my is riskeer.
Ek gaan nooit weer dieselfde wees as ek hier uitkom. Ek is aan die verander. Lorika Raaf sing oor, né? As hy sê, die mense wat ek lief het, laat groei ek op my soos mos, en ek laat hulle in hartelus gedui. Want dan as hy dag kom waar hy mos so afgeskraap word, waar 'n geliefde nie meer daar is nie, dan lê die merke daar vir altyd. Vir altyd sal jy sê, maar ouma was die deel van my lewe. Sy was maar net daar. Nie net in die droefheid en verlies nie, maar selfs ook in die eensaamheid. Daar's 'n ander psalm waar die psalmskrywer skryf en sê hy, ek voel nou soos 'n pelikaan in die woestyn. Nou daarin kan ek nogal verstaan, nie? Al varianties rond, soos 'n pelikaan in die woestyn, soos 'n uil op 'n murasie. Waar kry jy nou 'n eensamer figuur as dit? En dat hy dit jy so geskryf, dat ek voel maar ek is geïsoleer. Dis net ek. En ek sit met my verlange, en my verlange verkrummel my menswees, mettertyd al meer. Hy is my herder, maar dan ook vir die onbekende toekoms. Ek weet niks van môre nie. Ek kan niks sê oor môre nie. Maar hy is daar. Dit weet ek verseker. En hy lei ons van die donker na die lig, elke keer weer. Môre sal die son weer skyn. En dan kom daar 'n verrassende heerlikheid waar ek sê, wow, ek het verander. Ek het seer gekry, ek het gebreek, ek het my merke. Maar, wow, wat 'n fantastiese môre het vir my aangebreek. Soveel so dat Dawid dit hier skryf, ek voel soos 'n eregas wat aansit by 'n ete, lekker sit en eet, en my vyande sit daar, en hulle grom en brom, hulle kan niks aan my doen. So veilig is ek. Want die herder koning beskerm my. Al is ek nie daarvoor gereed of lus nie, beskerm my. 'n verskriklike voorreg. En dan hierdie gedeelte wat ek nou weer gelees het, selfs al gaan ek deur die dal van doodskade wees, selfs al gaan ek deur donker dieptes, nou hierdie Dawid met sy skape, in die bergwêreld waar hy veral toe hy jonger was, gebly het, is daar baie kraanse en klowe. En die ding van 'n kloof is, dit voel mos of hy so bo oor jou toe maak. En as jy stap en dit echo, dan dink jy eers dis mooi, maar as jy te lank in 'n kloof stap, dan voel jy bedreig, dan voel jy vasgedruk, dan voel dit vir jou, jy kry nie meer asem. En as jy net daarmee saam met diere ook loop, en 'n skaap spring by 'n kraans af, en jy moet kyk of hy nie hier ergens op 'n randjie vashak, dat jy hom nog kan red, ensovoorts nie. Dit is verskriklik. Maar in daai tyd nog veel meer, dis waar die rowers en die predators, die jagdiere gewag het vir hulle prooi. So dis waar 'n tier gewag het, dat jy moet verbystap en dan spring hy vir agteraf op jou. So dit is verskriklik gevaarlik om in hierdie klowe te stap. So as hy sê in hierdie kloof, waar die son so laat opkom en so vroeg ondergaan, en is hierdie donker kolom, selfs al stap ek daar. Julle ken die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Dit was juist op so 'n plek gewees. Dawid moes sy skape oppas. Hy ken dit. En dan sê hy, maar selfs al gaan ek deur so 'n kloof, en ek voel so bedreig. Ek wil spring na ons herder toe, na Jesus Christus toe, want baie keer wonder 'n mens, het hy dit ook weer gegaan? Kan hy my herder wees? Dan onthou ek toe Lazarus dood is, en Jesus was 'n familievriend van Lazarus, Martha en Maria. As hy so bietjies wou skoene uitskop onder die tafel, terwyl hulle in Betanië gaan bly, bietjie gerus. So toe hulle vir my boodskap stuur, Lazarus is besig om te sterf, was dit 'n groot boodskap. Daarom dat toe hy uiteindelik daar aankom, het Martha vir hom buite die dorp al gewag, né? Sy het uitgehardloop sê hoor Jesus kom. Sy het hom voorgekeer. Ons lees altyd 'n Bybel baie vroom, maar sy het hom gaan voorkeer. Wat was sy eerste woorde? Here, as U hier was, hoekom was U nie hier? As U hier was, sou my broer nie dood gegaan het nie. En dan praat hy met haar. Maar as Maria kom, dan het hy niks om te sê nie, dan sit en huil hy saam met haar. Dan sit oorweldigend te veel. Maar dis ook vir daai susters wat hy na sy opstanding, vir Maria gesê, ek lewe, moet my nie vaskleep, ek berei vir jou 'n plek voor. So Jesus het so in sy lyf dat hy die dood ervaar, en dan kom sy eie dood.
En dan besef hy, ek gaan in Jerusalem binne, en ek gaan doodgemaak word op die wreedste manier moontlik. Nee, sy kloof, waarin hy vasgedruk word, waarin die predatore vir hom wag. En hy het die dood in die oog gekyk, maar nie net die dood soos ons dit sal sien nie. Ook die toorn van God. Dit wat ons as gelowiges nooit ooit gaan beleef nie. God het sy gesig van hom af weggedra en hom met sy volle toorn gestraf, sodat ons nie gestraf sal word. Die Hebreërs skryf daaroor, sê hy, hierdie Jesus het medelee met ons swaar kry. Hierdie Jesus het medelee as ons vandag hartseer is, dan verstaan hy wat beteken het om die dood in die oë te kyk. Dan weet hy wat vat dit van ons. En daarom sal hy altyd met deernis na ons kyk. Ons kan maar na hom toe hardloop. Maar Jesus het ook uit die graf uit opgestaan. En dis die een groot waarborg wat ons het. In die Johannes Evangelie is daar 'n stukkie wat ons nie altyd so raak sien. En dit is dat al die klere het hy op een punt gelê, maar sy kopdoek een kant, ander kant. En die kopdoek wat een kant gelê het, juist die boodskap gehad van, ek kom terug. Onthou, ek kom terug. En hulle het dit besef, maar hoe kan 'n ou uit die dood weer terugkom? Maar dan moet hy leef. Hy's hier. Hy kom ons weer haal. En dis die belofte wat ons vandag kan hê. So dit maak nie saak hoe diep vasgevalle ou is nie. Dit maak nie saak waardeur jy gaan nie. Dit maak nie saak hoe ver jy sug nie. Hoor net vir Dawid. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Dis waar ons staan. Nou wil ek ons so sê, maar kom ons kyk op na die horison toe. Hy soek die Here vir my vir ewigheid. Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte vandag. Ek sal tuis wees. Jesus sê in Johannes 14, dan sê hy vir sy disippels, julle verstaan nie, maar ek gaan binnekort sterf. Maar moenie bekommerd wees nie, want ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as jou plek gereed is, kom ek jou haal, dan gaan jy weet waar ek is. Wat 'n lekker troos is dan, né? So ons as gelowiges sê nie vaarwel nie, ons sê tot weersiens. Het gaan baie anders wees, heeltemal anders, ons kan dit nie dink nie. Maar as Jesus gaan plek berei, hy regtig nie gaan bed opmaak nie. Hy het vir ons gaan intree voor die Vader en sê, Vader, daar's 'n Marie, en ek ken haar, en ek het betaal vir haar sondes. En dis hoe hy plek vir ons gereed maak. Hy tree vir ons in, vir elkeen van ons. So as Jesus kom en sê, ek is die opstanding en die lewe, soos wat hy vir Martha gesê het, ek is die opstanding en die lewe, en dan sê hy daarna vir haar, glo jy dit? Dan is dit eintlik wat hy vir ons ook sê. Ek is die opstanding en die lewe, glo jy dit? Want ek gaan jou eendag kom haal, dat jy kan wees vir ek is. Dis waar ons vashou. Dis waar ons vashou. Daar gaan dit tot weersiens wees. Totaal anders, in die heerlikheid van God, ons kan ons dit nie indink, hoe dit gaan lyk, om by hom te wees. Maar daar is 'n lekker belydenis, en ek kan bely en sê, ek sal nie bang wees nie, want U is by my. Die stok en die staf, dis wat my bewaar. En dan is daar ook 'n verbintenis, né? Ek is nie bang nie, maar daar is ook hierdie kommitment. Ek sal tuis wees in die huis van die Here. My tyd op aarde gaan ek saam met hom leef. Ek gaan in hierdie regte verhouding met hom wees. Dit kan ons nie anders nie. Hoe sal 'n ou sonder die Here wil leef op aarde? As 'n groot belofte wat ons moet onthou. God word nooit beroof nie. In die ewigheid, as ons daar kom, Openbaring sê vir ons, hy gaan ons trane afdroog, droefheid, swaar, seer, pyn, skeiding, siekte, dood, gaan daar nie meer wees nie. Maar ons gaan sy teenwoordigheid geniet, sy heerlikheid gaan ons oorweldig. Ek dink dit is wat ware vrede en rus is. Dit gaan ons by hom kry. Ek wil dit nou so uitdruk, dieper weivelde as wat ons ooit kan doen. So daarom wil ek vir julle uitnooi en sê, terwyl ou vandag hier staan en sê, en ons gaan nou net die kansie kry om totsiens te sê ons as gelowiges totsiens en nie vaarwel nie, tot die weersiens, maar dan draai ons ook na die Here toe en sê, Here, U is my herder, ek stap ook saam met U by hierdie deure uit. Kom ons maak ons oop. Here, U is my herder.
ek kom niks kort nie. Baie keer het ek 'n lang inkoopielys. En as 'n mens die wonderlike lewe van Tannie Marie besef, en hoeveel jare die saam met haar gestap het. Die swaar en die seer, maar ook die vreugdes en die dankbaarheid. Dan besef 'n mens net, ek kom niks kort nie. Wat ek enigstens sou kort het, God alreeds vir my beplan om te gee. En daarom steek ons hande vandag uit en vra, sal U ons troos, maar sal U ook verder saam met ons stap. Vandag om afskeid te neem is swaar en seer in 'n donker kloof, maar ons bid dat die son van genade en van herstel ook weer op ons sal skyn en vir ons lewenslus en vreugde in 'n toekoms sal gee. Dankie dat U by ons is. Dankie dat U die pad voor ons uitgestap. Ons loof en prys U tot in ewigheid. Amen. Kom ons luister gou na die volgende lied. Net so 'n mooi lied eintlik, nee, ek sien 'n nuwe hemel kom. Dis ons droom, dis as ons kop optel wat ons sien asseblief. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skyn verdwyn. God self kom by ons bly. Kyk, ek maak alles nie, sê God, laat hom wat ons het kom. En hy sal vind, hy is my kind. Ek is 'n God vir hom. Oorwinnaar sal ons alles tref, en drink uit die fontein van lewenswater heerlikheid. En God sal oor ons skyn. Van lewenswater heerlikheid. En God sal oor ons skyn. Ek sien nou die foto's wat afgepunt is in die blaadjie. Ek wil net seker maak, daar was die foto's wat julle hier wil wys, nie projekte nie. Okay. Dan sou dit nou die goeie tyd gewees het. Dit is reg, ek wil net nie iets mis nie. Ek wil graag oorgaan en nou wil ek julle nooi en vra dat julle regop staan. En dan gaan ons die laaste eerbetoning hier doen. Wag, dalk voor dit wil ek eers kans gee vir die heldeblyk en vir die bedankings. Ek gaan sommer gou vir julle verduidelik hoe dit werk vir nou. Dan gaan ek vra dat so van die naaste familie af eers te kom en hier tot sien sê. So jy kan die blare vat en tot sien sê en dan eintlik sommer maar uitbeweeg of net weer in die banke gaan sit tot ons almal klaar is en dan gaan ons hier uit en sommer deur die kerkgebou stap dan na die saal toe om 'n bietjie tee te gaan drink. Maar kom ons gee eers gou kans. Ek dink ek gaan sommer al drie se name sê, dan kan julle so in volgorde kom. Jorie en daarna Rudy en daarna Laurens asseblief. Jorie. Hier nou vir ons hierdie nuwe ding so mooi reggemaak en met die bankies, jy weet, ek onthou nog in ons klein kinderjare het al die kerke ons hierdie bank gehad, die tyd gehad daar geslaap. Dit was hard baie. Dis so lekker slag. Maar in elk geval, wat ek net wil sê is ek weet nie of Dominee hierdie stukkie gekies het en of julle vir Dominee gevra het nie. Ek het so aangeneem want dit is wel waar dat ek weet dat Psalm 23 'n baie besondere stukkie in hulle lewe was. Albei van hulle. Maar nou wil ek net so sê, jy weet in hierdie kerk gaan dit al so
dis al so 'n bietjie gespot daar in die konsistorie, want hulle wil altyd vir my sê, wil jy al weer 'n spreekbeurt hê? Nou Sondag toe ek daar inkom, toe vra hulle my af my nou, wat is spreekbeurt? Dit is spreekbeurt, so dit sê nie ek het nie. Maar hulle nou gaan die dom nie lekker lag en om hulle, want nou weet hulle, kyk ek het nie gister 'n spreekbeurt gehad nie, maar ek het nou vandag 'n spreekbeurt hier. So ja. Ag, as ek maar net kan sê, ons het Tannie Marie leer ken. Jy gaan hoor, is Tannie Marie vir ons, maar ons het daar baie jare gelede geleer ken. En ja, so deur my pa, wil ek net sê, het hulle mekaar gevind, en hulle was baie spesiale metgeselle vir mekaar. Hulle het so dieselfde belangstellings gehad, hulle het toch daarvan gehou om te gaan toer, rond te ry en al die soortjie goedjies gaan doen. En ja, hulle het baie dinge saam gedoen en baie belangrik. Hulle kinders en hulle kleinkinders was vir hulle baie belangrik. En op die uiteinde van die dag, so het ons Tannie Marie geleer ken. En nou wil ek vir julle sê, 'n baie besondere kenmerk was van haar was gewees. Ek kon dit altyd nie glo nie, selfs toe sy al in die ouer tyd was. Sy het nie een kleinkind of een kind of iemand of vriend of wat ook al sy verjaarsdag. Ek weet nie hoe sy dit onthou het nie, maar klokslag as daar verjaarsdag is, dan hoor ek maar my kinders wat gebel, dan hoor ek almal wat gebel. So, sy het 'n passie gehad om vir iemand jou dag spesiaal te maak. En nou wil ons vandag sê, en ja, dit is maar 'n ding wat 'n mens ook 'n bietjie emosioneel maak, maar om te sê, wil ek net sê, ons het haar gevind en baie jare wil ons haar dankie sê vir die spesiale metgesel wat sy was vir ons pa, en ook die spesiale ma wat sy vir ons was, en dan ook die spesiale ouma, en met voorreg te sê, grootouma en ook grootouma met die agterkleinkinders. Ja, sy was 'n baie spesiale mens, en ons het haar geleer ken as natuurlik. Sy was baie aktief in haar kerk, weet toe hulle voordat hulle oorgekom het hiernatoe was hulle in die Hervormde kerk en het hulle werklik waar altyd haar deel gebring, en so was sy haar deel, en ja, toe sy hulle op 'n stadium gekom, wat hulle natuurlik nou nie meer so aktief kon wees nie, maar ek glo in haar hart, het sy nooit verander. Sy was maar altyd dieselfde goeie, goedhartige mens gewees, wat omgegee het. Ja, en vir haar eie kinders, kan ek maar eerlik sê, weet ons dat sy soms maar deur moeilike tye gegaan het, maar nog nooit, altyd het sy net die beste gedoen wat sy kon doen vir haar. En so vir ons ook, en ons wil vir haar baie dankie sê vandag daarvoor. Ek moet nogal vir julle so 'n paar ek weet of het nou regtig gepas gaan wees, hierdie stukkie wat ek nou vir julle gaan vertel, maar ek moet dit vir julle vertel. Kyk, haar het altyd so lekker 'n bietjie humorsin by hulle lewe ingekom, en ek sal nooit vergeet toe my pa nou so nou sê, baie swak geword het, en hy uit die eenheid gekom het, en hy nog nie meer so kon beweeg nie, altyd vinnig genoeg beweeg nie, dan kom hy nou so, en dan het dit nou tyd geword. Nou as almal van my ken, en ek hoor, ek is seker ons van my mense, op die Zoom, sal met my saamstem, en weet ek is vreeslik lief vir eten, ek kan enige iets eet, maak het 'n vreeslike ligte maag so, en dis dinge wat my baie maklik vang, en nou kom ons daarby, by ou Tannie Marie, nou vertel hulle die stukkies oor hoe dit nou gaan, en hoe sy hom nou versorg, en so, en jong, en sy sê, nee maar, sy het nou hierdie ding uitgewerk, want hy kan nou nie meer van genoeg by die badkamer uitkom nie, en nou die natuur roep, en so gebeur dinge nou maar, en ek voel al hoe begin hier my maag so optrek, en so, en ek sê, maar kan nie maar, wat het jy gemaakt? Maar so even rustig, sy sê, ag nee wat, ek het maar net die broekse pype toegebind, onder en pas, ek knip en so te kom, en maar wat kan sê ek, maar jy is een beter mens as ek, want ek weet nie wat, dan so ek om in die badkamer te krijgen, dit is so moeilijk geweest. Ja, en dis die dinge wat baie besonders was, soos ons sê, en dan wil ek vir een sê, ons het nou
jy weet ons het al hierdie pragtige programme op TV waar hulle jy weet al die koopmense en die pakkoens en al die ouens het. En nou wil ek vir julle een ding sê. Kyk, hulle kan nou maar wat is dit, die Big Bake Off by Australian Bake Off en die British Bake Off en so. Maar ons het altyd die reëling gehad. Kyk, en dan bel Tannie Marie, dan sê sy vir die Jorie, jy moet maar so 'n draadjie kom maak hoor, ek het weer 'n appeltaart gemaak. Nou kyk, sy het geweet, ek hou van my appeltaart. En dan kom ek daar, en dan sê sy, okay, hier is nou die appeltaartjie vir julle, en dan daar is nou joune. Want ek geweet, ek het die nou nie op nie, ek het altyd die spesiaal extra gekry. En vandag wil ek vir julle sê, as sy sou kon deelneem in enige van hierdie groot wêreldkompetisies, daar's nie iemand wat 'n appeltaart kan maak verstaan nie. Nooit. So, en julle is met trots wat ons vandag sê, baie dankie dat sy soveel jare deel van ons lewe was. En ek wil maar net sê, ek glo nie daar is iemand wat kan 'n vinger wys en sê, en Marie het nooit omgegee of haar deel gebring nie. Sy het regtig vasgestaan as mens en ja, ek die doen net nog net so mooi gesê. Hy is tevrede gewees met haar lewe. Dit is hoekom sy soveel jare daar gewees het. Ons het nooit verwag dat sy dit so lank sou uithou nie, né? So julle, dis 'n voorreg gewees en ons wil vandag vir Tannie Marie net sê, ons weet, dit is nie tot vaarwel nie, dis maar net tot ziens, tot ons wederziens aan elkeen van ons gaan maar daar die op paadjie moet stap. Anders kan ons nie, ons weet nie wat môre, oormôre, volgende jaar enigstens met enige van ons gaan gebeur nie, maar een weet ons wel, daar die paadjie gaan ons maar moet stap. En ons moet ons lewe voorberei en daarom weet ek en ek weet in my hart ek moet net vir julle ietsie sê, mense vra my nogal hele gedeeld om ook ietsie te sê en dan vind ek dit soms baie moeilik as ek die mense ken en ek weet hulle lewens was nou nie juist 'n goeie prentjie gewees nie wat is nie, maar jy weet nou wat verwag mense moet jy sê, jy kan ons nou nie iets snaaks gaan sê nie, jy moet nou gaan sê nee, maar hulle het 'n baie mooi lewe gevoer en hulle is nou by Jesus in die hemel en dan vind ek dit nogal bietjie moeilik om ook maar so iets te sê, maar een ding wat ek vir julle vandag sê, julle sal sien ek het, en dit is nie my notas nie, niks nie, ek het geen notas saamgedring nie, ek my hart sê ek vir julle, ek weet waar dan Marie is en ons sal alweer sien. Moet jy alles afskryf en moet maar hulle opskryf. Want baie dankie doen. Prachtig gewees. Wat 'n mens, as mens die waarheid in die lewe kyk. Jorie, baie dankie. Alles wat ek jou gesê het, ek het jou opgekom. Dit is of ons met mekaar gekommunikeer het. Ek wil net paar bedankings verwelkoming doen, maar eerst in my familie, my kinders en ons vriende. En wie daar baie dankie vir al die jare wat julle so lang al net ons nie meer baie kommunikasie gehad elke dag, elke maand, elke jaar. Maar ons het mekaar altyd in die pad raak geloop en met 'n groot respek. En my, jou pa, oupa oom Johan, is ons omgekom met en ouma Marie. Was twee wonderlike mense wat ek is. Dan wil ek net baie dankie sê vir almal wat hier is, die teenwoordig is, vir die mense wat nie hier kan wees nie, wat op stream kyk of die nuwe tegnologie wat hulle dit noem, dit is nou gesproke hulle, Johan hulle, klein Johan hulle, dan verhantie hulle almal het ingevoer vir Corrie gebel, en vir ons hartseer, deel in ons hartseer vandag, en ook aan Ouboet, hy kan nie wees nie, en dan Pompies op. Een groot deel van ons familie. En die familie het maar klein geraak, soos hulle raak. Die familie word kleiner en die vriendekring word ook kleiner. En dit spreek van self. Want dit is nie maar hoe dit gaan. Dit is die mens wat in die waarde is. En dan wil ek net vir Dips, vir Skoliese Baas, hoe baie dankies. So waardelike mens daai.
as Corrie my gebel het en gesê, ons moet hospitaal toe gaan, hy het nooit enige iets geweier. Hy het altyd gesê, kom Rudy of kom Corrie, laat julle ry. As daar 'n probleem by die ou met die huis was, het hy gesê, kom laat julle ry. Hy is nie hier so nie, maar vanuit van Corrie se kant af, beware mense, en hy sal altyd deel bly vir ons, en ons gebeure ook. Maar dat moet vir my ook nie klaar wees. En die paar mense wat ek wil dankie sê, dus dankie, baie dankie vir my kinders sê. Dankie vir die spesiale ouma kuierdagies. Ons weet julle het ook 'n lewe van julle eie gehad. Maar daai verjaarsdag het ons nooit vergeet. Ons het 'n punt afgemaak en altyd dat 'n ouma se verjaarsdag het gekom. En die foto's spreek daarvan. En nie meer fout maak nie. Al was hy nie met ons die laaste 2 dae, 2-3 jaar so skerp nie. Sy het geweet wie ons is. En as ook kieriekies daar gekom het, was sy was baie spesiaal vir ons gewees. Altyd sy handjies gevryf, haar roompies gegeen, haar roomhuis gevoer. Ouma het geweet daarvan, moenie ervan maak nie. En dan wil ek net 'n paar woorde van ouma sê. Weet, ouma het ek ontmoet, toe was ek 17 jaar oud. Toe Corrie my gevra het om daar uit te gaan. En dit was op skool gewees. Dit was Tannie Marie, en toe was dit Ma Marie, en toe was dit Ouma Marie, en Ouma Groot, en toe Ouma Pink Pap. Dit is ons vir Ouma Marie geleer ken. En ek kan onthou, ek moes gras sny, ek moes karre was, ek moes jaar skoonmaak, en bevry vir my vrou. Want daai tannie het vir my laat werk by daai huis. En as ek dit gaan doen, en dan gaan dit weer doen vir haar. Want soos ek Tannie Marie geleer ken het, 'n groot Christen. Sy het gelewe vir haar Skepper van die dag wat ek haar geleer ken het. En sy het nooit opgehou nie. En ek wil jullie ondersteun daar, toe oupa oom Johan en Dalia gekom het, was dit 'n groot gawe vir haar gewees. Daai 2 mense het hoenderhalke gebou. Hulle het bokkies aangehou die jaar. Daar was eende, daar was hoenders gewees, daar was vliegtuie gewees. Dan staan die hok aan die kant van die jaar. As ons weer kom met die ou mense die hok afgedeer, dan rond daai kant gesit. Dit was hulle liefde gewees. Hulle het in 'n ou Datsun bakkie geklim en hulle het gery. Hulle het die wêreld beken, want hulle kon doen, want dit is 2 wonderlike mense wat baie lief is vir mekaar. En net so het oupa oom Johan in ons hart gekom. En dit vertrek met Corrie 'n baie, so ek sê, 'n groot besluit daai dag toe ons gesê het, ons gaan vir hulle inneem by ons. En kom ek vir julle sê, daai wonderlike jare wat ons al die ou mense daar by ons gehad het, was wonderlik gewees. Want dit is voor ouma en is agter ouma. En as die kleinkinders daar kom en ons soek hulle, nee, ek is by agter ouma. Dis nou ouma Maren en oupa oom Johan. En as hulle voor is, dan is hulle by voor ouma. Dit is hoe ons die ouma grootjies uitgeken het. En ongelukkig nie die tye het oom Johan ons verlaat, wat vir ons baie hartseer was. En toe ouma bietjie begin agteruit gaan. Ons kon nou nie versorg het nie, en ons was toe genoodsaak om aan die agteruit oor te sit. Maar moenie 'n fout maak nie. Sy het goeie vriende gemaak. Jullie baie dankie vir al die besoeke daar. Jullie kan dit al baie besoek daar. Sy was 13 jaar daar gewees. 8 jaar het baie goed gegaan. Ongelukkig die laaste 5 jaar het dit bietjie moeilik. Dankie vir kere wat almal daarmee toe gegaan het. Dit was spesiale tydjies vir ons. Al het ons daar gekom of julle daar gekom. Die tyd daar, ons het nie meer geweet wat ons moet verwag nie. Want ons het nie geweet of die liggies van ons het. Kom ons daar 2-3 weke agter mekaar en herken sy ons nie. Maar kom ons weer daar, dan is sy so skerp. Dat sy vir my sê, dis my skoonseun daar. Dat sy vir Corrie groet. Die klein ding daar kom, dat sy daar herken. Dit is die gelukkige dae wat die Here vir ons gegee het. En daai oomblik het ons dan Sondag gespandeer. Maar die dae wat ons daar uitgeloop het, mense, dit vat in jou as jy sien hoe gaan iemand agteruit. Die lewe van die bed in die stoel en van die stoel in die bed. Maar dis nie ons keuse nie. Soos jy nie gesê het. Jy moet net sê, is die Here se keuse. Hy het op pad vir haar uitgewerk.
En dankie dat ons deel kon gewees het van haar lewe. Ons het haar pyn gedra. Ongelukkig 2-3 weke terug, toe sy nou weer hospitaal toe gaan. Toe is ek en Corrie eerlik met mekaar, ons het geweet. Dit is die helste. Dit was nie 'n goeie. Hulle het in die hospitaal vir haar gedoen wat hulle kon doen. En Corrie, die dokter het vir Corrie geroep en vir haar gesê dat hulle moet aanslaan. En nou, of ons die keuse wat haar hier hou, of terug gaan te sien, ons meer ons wat terug wat na haar plek het. Sy is terug die maandag en die vrydag, maandag is sy. En die maandag was sy baie sterk. Sy het jy altyd vasthou, as jy vir die hier, ek kon glo wat sterk was in my maag. Sy het jy so nie ons vasthou. So ons sy nie kon laat gaan nie. Ons het vir ons iets wat gesê het, ons het toe gesê, vrede gevra, ons moet laat gaan, ons moet vrede maak. Maar sy wil nie gaan nie, ons kon nie agterkom, hoekom 'n klein soet so. En dat die Corrie toe besluit wat, ons moet maar vir die dat weet, dat het gaan nie baie goed doen. Sondag aand, die matrone, vir ons gesê dat hulle gaan vir haar op suurstof sit. En ons moet die kinders kry. En die vlammetjie is besig om uit te gaan. En die maandagoggend, gelukkig, ons verslaat, kinders was daar. En sy in liefde gegaan. En ek kon nie glo, toe daai gesig is, ek moet Corrie en die kinders. En ek dank die Here, dat sy so kon gegaan het, nie nog meer leiding gehad het nie. En dan laastens, dat vir my vrou sê, Corrie, as ek in die pad sal met jou kom stap, en weer sal ek het weer vir jou doen. Want jy is die loose vrou, 'n sterk vrou, wat nooit gehuiwer het, om enigiets vir jou aan te doen. En die dankbaarheid, ek kan die familie sien, dink ek vandag, dat ons het allemaal op die regte plek gekry. En sy is op die regte plek. En dit sal 'n groot leemte, maar ons sal dit aanvul. En die Here sal ons allemaal omsien. Baie dankie. Nou weet ek hoekom sê ek altyd gras sny by die kers. Dominee, baie dankie vir die boodskap. So, dit baie. Dankie aan Christine en aan Johan vir al julle dinge en laakie wees vir die kerk. Dit het reg. Kan ons net dankie sê aan Cosmos se staf vir al die laaste rit, al julle 2. Dat hulle firma deur jare gedoen het, Dominee, Dr. Jelers, Dr. Freddy, saam met Park Hospitaal. Dankie. Karen en Jordi, baie dankie vir julle bydrae, vir die reëlings en alles, al die tye, so dit is reg. En het 'n baie spesiale dank aan Ma en Pa. Die is ook trauma aangegryp. Geen hoeveel was, hoekom en waarom. Het was net gedoen. Mense hulle vra vir iets, is nooit te twyfel, en is net, dit word net gedoen. Voor vertrek wat gebeur. Ja, en as ons net dank aan almal wat die diens bygewoon het. Ons waardeer dit baie. So. Ja, so net dankie sê, Landy, Lucas, dankie vir julle praatsaamheid. Weer eens word nooit getwyfel om iets te doen as julle ons julle stap. Dankie allemaal. Skus, ek gaan net so vinnig nog so klein stukkie sê. Jy weet as jy daarvoor staan, hoe ek gedien dan ontgaan die gedagtes jou soms so 'n bietjie weg. Ek wil graag net 'n bietjie aanvul by Rudy, waar hy gesê het, en ek weet hoe baie hulle daar was. Ons het vriende gehad wat die man se vrou het ook so, maar jy weet, agteruit gegaan en naderhand het sy glad nie eens meer geweet
dat hy nou daar kom en so nie. En toe vra die ander vriende vir hom, sê vir hom, maar hoekom gaan jy nou nog altyd so nie? Sy weet nie as jy is daar nie, sê dit nie. Toe sê ja, sy weet nie ek is daar nie, maar ek weet ek is daar. So. Ek wil vra dat julle sal staan asseblief. Omdat ons gelowiges is, gaan ek die apostoliese geloofsbelijdenis voorhou en jy kan hardop amen sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Maria, Gesina, Christina, Nel, is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan elke gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn, en tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by, en hy beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons in die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal leef nie, maar vir hom, wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. En daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons bid gou saam. Here God, ons Vader, ons wil graag bid soos U ons geleer het. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. En ook vandag, Here, laat U wil geskied. Stap asseblief op hierdie lewenspad saam met ons. Vandag bid ons en vra dat U ons sal troos en sal lei. Stuur ons op die pad wat U wil hê dat ons moet gaan. Stuur ons op so 'n manier en keer ook dat die bose nie hou vas op ons lewe kry en ons sonde doen en vir U teleerstel. Maar stuur ons so dat ons U wil sal doen en vir U sal verheerlik. Gee ons dit wat ons nodig het om tot U eer te kan leef en verheerlik U self deur ons lewe. Here, aan U behoort al die mag, al die heerskappy, al die eer tot in ewigheid. Amen. Nou wil ek Frans weer sê, is aanstaan vir laaste totsiens sê, julle is baie welkom om so laaste eerbetoon te kom doen.
Ons gaan drink tee, ons loop soms so deur die kerk, ons sê die reën te loop. Goed, goed gaan. Baie dankie. Dis nie julle. Ja, hy gaan op bystand sien.